Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Eiers. Dis vreemd toe iets so klein soveel kan sê. Want as jy daarna kyk, lyk dit nie indrukwekkend nie. Gesluit, stil, onbeweeglik, dis amper soos 'n doodloop einde in jou hand. Maar dis presies die punt, want van buite af lyk dit soos niks, en tog, binne-in, is daar lewe wat wag. Interessant genoeg, jy gaan nie die eier in Exodus kry nie. Dis nie deel van die oorspronklike maaltyd soos die lam, die brood en die bitterkrye nie. En tog, oor eeue heen begin Christene dit gebruik. Nie omdat dit mooi lyk nie, maar omdat dit iets sê wat moeilik is om te verduidelik. Lewe wat uit dood kom. En skielik is jy by Paasfees. Ons praat baie maklik oor die opstanding as lewe na die dood. Maar dis nie net lewe na die dood nie. Dis lewe na die dood. Met ander woorde, dis nie net ontsnap uit hierdie wêreld nie, dis die begin van 'n nuwe wêreld. Hier. En dis waar die eier skielik sin maak, want dit lyk soos 'n graf, toe, verseël, stil, maar op 'n sekere oomblik breek dit oop en lewe kom daaruit. Matteus 28 vertel daardie storie, die klip word weggerol, die graf is leeg. Maar hier is die verrassing wat ons maklik mis. Die opstanding is nie net 'n bewys dat Jesus leef nie. Dit is die begin van 'n nuwe skepping. Dis God wat sê, ek begin weer. En as dit waar is, dan beteken dit iets persoonlik. Dit beteken jou verlede is nie finaal nie, jou pyn is nie permanent nie, jou storie is nie klaar geskryf nie. Die eier sê dit eenvoudig, wat gesluit lyk, is nie die einde nie, wat stil lyk, is nie leeg nie. En dan tref Paulus dit direk in 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Nie eendag nie, nou. Met ander woorde, jy is nie net iemand wat wag om eendag hemel toe te gaan nie, jy is iemand in wie nuwe lewe reeds begin het. Selfs al voel dit nog klein, selfs al kan niemand dit sien nie, selfs al lyk alles nog toe. En hier is waar dit prakties raak, want baie van ons leef soos mense in 'n dop. Ons voel vas, ons dink, dis hoe ek is, dis hoe my lewe gaan bly. Hierdie werk, hierdie patroon, hierdie pyn. Maar die evangelie fluister iets anders. Net omdat dit nog nie gebreek het nie, beteken nie dit is dood nie. Dit beteken dalk net, dit is nog nie tyd nie. Moenie jou lewe oordeel op wat jy nou sien nie. Vertrou wat God besig is om te vorm. So kies een area waar jy moed verloor het, net een, en begin dit elke dag vir God gee. Nie met groot woorde nie, net eerlik, konsekwent. Want groei gebeur dikwels stil, lank voor dit sigbaar is. En hier by SA Gemeente sê ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe, waar ons bly, werk en speel, want ons kyk nie net na mense soos hulle nou lyk nie, ons sien die lewe wat God reeds binne in hulle besig is om te vorm. Selfs al is dit nog stil, selfs al is dit nog toe, want Paasfees sê, die graf was nie die einde nie, en die dop ook nie, lewe kom, en miskien is dit reeds besig om in jou te begin. Nou tot môre, mooi loop.